lekker is en vir jou uitwerk soos dit jy voel dit moet uitwerk. Nou het my sein weggegaan. Hy's nou weer terug op Facebook. Ek wil vanaand vir jou sê, besef net een ding. God bly in beheer. Nou voor ons begin en almal opkom, sal julle vind op TikTok en op Facebook my nommer, en my nommer is daar dat jy WhatsApp stuur, op ons WhatsApp groep kom waar ek daagliks dagstukkies sit. En ek dink nogal dis eintlik 'n baie goeie idee om 'n bundel saam te stel, 'n boek saam te stel met 365 boodskappe. Ek dink al seker 'n paar duisend bedien, maar met 365 van my boodskappe wat ek beskikbaar moet stel. Ek wil ook vir jou sê, ek weet nie alles nie, en natuurlik neem 'n ou, jy weet, besluite rondom 'n boodskap oor wat jy ervaar en wat jy beleef en wat jy sien om jou aangaan. En baie keer hoor jy wat ander mense sê en jy luister na ander mense en dan skryf jy iets. En partykeer vat jy iets van, ek's lief daarvoor om na mense se stellings te luister en dan altyd na die woord toe te gaan en te gaan hoor wat sê die Here in die woord. Want ons moet pas op dat ons nie te maklik luister wat mense sê. Ek wil selfs op my eie boodskappe vanaand vir jou sê, wat ek mee deel en ek gee skrif, vat dit en hou jou eie, dis hoekom ek sê, dis 'n riglyn vir Bybelstudie. Vat dit en gaan maak jou eie studie en gaan bid oor dit en gaan soek die Here. Dis presies wat ek in my eie lewe ook doen. En dit is eintlik die hele aanlyn kerk, my passie is dat mans en vroue die boodskappe sal hoor en dit hulle eie sin sal maak. En vanaand, ek sal dit, as jy vis eet, dan spoeg jy die grate uit. Dit weet jy van nou nie, haal dit uit, en selfs met my boodskappe. Vir my bedien ek juis aanlyn, omdat ek maar net in my hart weet en voel, en besef, daar's mense wat die boodskap moet hoor. Vir my altyd lekker om saam met jou te kuier op Facebook en TikTok, en binnekort wil ek vir jou sê, gaan ek, my live sessie sal op al die platforms direk uitgesaai word. En die formaat wil ek 'n bietjie verander, wat ek al reeds vir julle sê al vir 'n paar maande, dat ek op daai plek gaan kom waar ek dalk relevante boodskappe in die aanddienste wil plaas, wat jy kan luister en dalk met iemand gesels in 'n podcast, sodat ons, jy weet, saam geestelik kan groei. Iets wat my mooi is, lees ek uit Jesaja 43 uit, hy sê in vers 19, voor ek na die woord toe gaan vanaand, is so mooi, hy sê, kyk, ek gaan iets nuuts maak. Nou sal dit uitsprei, sal julle dit nie merk nie. Ja, ek maak 'n pad in die woestyn en riviere in die wildernis. En mag ook my gebed vir jou is, mag hierdie ook in jou lewe 'n tydperk en 'n seisoen wees waar dinge vir jou oopgaan en waar jy ervaar, jy weet, God het my iets nuuts in stoor. Ek wil vanaand vir jou sê, oop deure lei na 'n nuwe begin. En dis my gebed vir jou. Onthou, ou sleutels kan nie nuwe deure oopsluit nie, en ek bid vir jou 'n nuwe seisoen. Amos kom en hy sê in hoofstuk 9, gaan lees Amos 9, hy sê, ek gaan wat gekraak is, regmaak. Ek gaan wat afgebreek is, weer opbou. En dis my gebed vir jou. En Vader, baie dankie dat ons vanaand na U toe kan kom en vanaand kan stil word voor U. En vanaand vat ons die woord, ons kyk in hierdie nuwe week wat voorlê, wat U vir ons gestoor het, en ons is opgewonde en sien uit vir 'n week van die seën en 'n week van die heerlikheid en die krag en 'n week van oorwinning en deurbraak. Dis my gebed vanaand, Here, dat hy en sy wat luister, ook sommer maar net sal geniet U guns en U krag en die heerlikheid. Dankie, Abba Vader, dat U ons gebede verhoor en dat U tyd die beste tyd is. My gebed in Jesus se naam. Amen. Nou, met aansluiting van oop deure lei na 'n nuwe begin, is wat God vir my verlede jaar gesê het, net voor ek Oos-Kaap toe is. En in hierdie jaar, en ek het dit al gedeel, het die Here met my gepraat oor, baie keer staan ons by deure. Baie keer is ons by plekke waar ons moet aanbeweeg. En ek hoop
jy het gisteraand se boodskap na geluister. Nou as jy nog nie na gisteraand se boodskap geluister het nie, nou, ek wil jou lus maak, as jy het nie geluister het, jy gaan luister dit, want ek het hier vanoggend, in die oggendure nog gelê en dink aan laasnag, of gisteraand se boodskap. En vanaand wil ek vir jou ook sê, jy weet, gaan luister dit weer, gaan kyk na die boodskappe wat ek plaas op die groepe, en vat dit, en ja, ek het self soveel uit dit uitgeput, en vanaand wil ek met jou 'n bietjie praat oor hierdie hele gedeelte waar God sê, ek sal vir jou 'n pad in die woestyn maak en 'n rivier in die wildernis. Wil ek jou vra wat vanaand luister, waarheen is jy op pad? Kyk na jou gesin en vra mekaar, waarheen is ons op pad? Ons is in Junie en ek wil jou vra, weet jy wat jy mee besig is en het jy 'n plan, het jy 'n doel? Dalk het iets dit gebreek, dalk het iets gebeur. Luister vanaand, ek wil werklik vir jou sê, presies Jesaja 43 vers 19 en Amos 9, en dan gaan ek 'n paar dele met jou deel vanaand, en maak dit ook jou eie. Waarheen is jy op pad? Wie sal weet waarheen ons op pad is? As ek die wêreld 'n beter plek kon maak vanaand, deur vir almal wat te nagekom of seer gemaak voel en net te kon jammer sê. Dalk sê jy dit vanaand. Stef, my lewe het net so verby gegaan. Ja, ek wil vanaand sê, ek lyk vars. Ek sien iemand sê ek lyk moeg. Ek is glad nie moeg nie. Ek is eintlik reg vir die week. Ek het gister eintlik die hele dag geslaap. Skryf sulke dae. Dit was nou 'n lang naweek. En as ek hierdie wêreld 'n beter plek kon maak. En ek dink jy sê dit ook vanaand, hoeveel mense in jou pad dalk seer gekry het, of dalk jy te nagekom het, of dalk dankie vir die mense wat 'n dankie verwag, of sommer net asseblief vir die wat dit nie doen nie, sou ek. Jy weet maar, ek wil vanaand vir jou sê, vandag het ek weer besef met hoeveel opgehoopte hartseer, hoeveel woede, hoeveel frustrasies, hoeveel ondankbaarheid hierdie wêreld van mee oorloop. Ai, dit is hartseer. Maar die vlak van ongeduld, die vlak van frustrasie is sigbaar as jy daar buitekant in 'n winkelsentrum stap, sigbaar op mense se gesigte. En as jy mooi genoeg kyk, is dit asof jy soms hulle probleme kan raak sien. Ek was in Bilders gewees vanmiddag en by 'n koffieshop gesit. En as jy sien hoe die mense verbyloop, die mense kom sit. Jong, die smiles is maar min. Buiten die persoon wat my herken in 'n winkelsentrum, wat my amper gryp en my druk en soen, of hy bly is om my te sien, het ek maar 'n paar val gesiggies gesien. As ek sien, en ek vra jou, waarheen is jy op pad? As ek sien hoe mense in sekere situasies optree, kan ek nie anderste as om te wonder, wat mense dryf tot die besluite wat hulle maak en hoe hulle optree nie. Op die pad en in enige ry waar mense moet wag vir diens, raak daar altyd 'n persoon of twee die klits kwyt. My ma se bure se ouers is gister vermoor in 'n parkeerarea wat langs by Male bly. In Rustenburg, oor 'n parkeerarea is hulle doodgeskiet. En dan dink jy en jy sien daar buitekant hoe mense loop met opgehoopte frustrasies en party mense deel net nooit met dit nie. Want vanaand praat ek met jou om vir jou te sê om met sekere goed te begin deel. Ek sê nie jy gaan iemand skiet nie. Ek sê nie jy gaan iets dwaaslik doen nie. Maar wat ek wel agterkom, is dat mense mis uit om in die dag hulle die volheid te geniet en in die volheid te kan stap. Daarby probeer elkeen hard om sy of haar optredes daar buitekant te regverdig.
Jy sien dit. Elkeen is so op homself en op haarself gefokus, dat hulle heeltemal absorbeer, dit is asof hulle nie meer ander se behoeftes en gevoelens raak sien, en in ag neem nie. Nou ja, ek sê vanaand vir jou, ons lewe in 'n tyd wat alles so gaan. Ek kan nie glo, ons is in Junie, ons is in Julie, Augustus is om die draai nie.